bid saam. Heilige God, as ons al die geluide om ons uitsny, en ons stil raak in ons binneste, dan verstaan ons as die woord sê, wees stil, want ek is God. En ons weet, Here, in vandag se rumoerige tyd van televisies en rekenaars en allerhande dinge, is die geleentheid vir stilte, raak dit al skaarser en skaarser. En ons vra dat U vanmôre ons sal stil maak. Ons ore sal sluit vir die geluide en die klanke van buite af, en ons ore van binne sal sluit vir ons eie stem, en vir die vlees in ons, sodat ons sal fokus om U stem te hoor. Want ons het so Samuel vanmôre wees en sê, spreek Here, want U diensknegt en U diensmaagd luister. Here, in hierdie dae is my ervaring dat 'n profetiese woord nie herken word nie. Ons vra dat U ons ore sal oopmaak om die profetiese woord te hoor, daarop ag te slaan, my hand in my eie boesem te steek, my knieë te buig, en met my tong te bely dat Jesus Christus my Here en my God is. Here, ons is verwaand, ons is vol dinge, ons laat toe dat Lucifer ons binneste omkrap en die mekaar krap. Dan kan ons die stem nie hoor nie. Ons weet dat die vyand hierdie dae graag ons oë probeer laat vestig op mekaar, en op dit wat ons nie het nie. Eerder as op U die lewende woord, wat in ons midde bly en woon. Ons wil vanmôre sê, Here, dankie vir 'n Bethlehem, 'n house of bread, dat ons vanmôre in die huis van brood kan ingaan, en dat U ons voed en voer. Here, moet elke byt en elke hap, en soos wat ons die woord assimileer, werk in ons dankbaarheid. Werklike dankbaarheid, Here. Vir lewende woord. Ons vra dit in Jesus se naam. Amen. Een ding het ek hierdie week geleer en besef. As U na toe kom, U en ek, en ons wandel nie in die gees in die week nie, en U kom hier in wandelende in die gees nie, wanneer jy die brood kry om te eet,
gaan dit jou nie tevrede stel nie. Want jy gaan baie dinge te sê oor die omgewing en wat hier is en wat hier nie is nie, en wat gebeur en wat nie gebeur nie. So die oproep van die Heilige Gees aan my en aan u is, wandel in die Gees deurentyd. Daar's nie seisoene om te wandel in die Gees nie. Die seisoen is deurentyd. Sodat u inkom as 'n lewende, gloeiende bol vuur van die Heilige Gees, om by te dra tot die lewe van ons hier by mekaar. Nou hierdie vandag gaan ons 'n studie doen oor die disippels, en ons gaan spesifiek kyk na Jakobus, na Johannes en na Petrus. En ons gaan sien, daar was 'n tyd gewees in Petrus se tyd en in die disippels se tyd, waar die woord sê in Johannes 26:58, hy sê, en Petrus het hom van ver af gevolg. Van ver af. Jesus het daar geloop en Petrus het hier geloop. Jesus het daar geloop en die disippels het hier rondgesluip. Hoekom? Hoekom gebeur dit dat ons, as ons praat van in die Gees wandel, begin almal se koppies raas? My vraag is Jesus vir u daar aan die kant? En as u 'n disipel van Jesus is Jesus deur aan die kant, soos wat die woord daar in Johannes 26:58 sê, en Petrus het hom van ver af gevolg. Nie soos wat die woord sê, by Jesus gewees en met hom gewandel nie. Daar van ver, of so op 'n afstand, het hulle die Here gevolg. Hoe gebeur dit? Dit gebeur baie maklik. As ek vergeet wie is Jesus en wie is ek? Wie is Yeshua en wie is jy en wie is ek? As ons dit vergeet, want dit is wat Petrus en die disippels vergeet het, dan raak Jesus ver. Want dit beteken ek het verwaand geraak. En die oomblik as ek verwaand raak, dan begin Jesus ver raak vir my. Dan Matteus 1 vers 20 en 21, kom ons blaai soontoe en ons begin en ons kyk wie is Jesus? Waarom het hy gekom? Toe ek in die koöperatiewe wêreld gewerk het ons eenmal 'n jaar strategiese beplanning gedoen. En u weet soos goed soos wat ek weet, strategiese beplanning word op 'n wetenskaplike wyse gedoen. Die doelstellings, doelwitte word op 'n wetenskaplike manier geformuleer. Want dit is gewoonlik waar 'n maatskappy se winste verlore gaan, as hy nie meer op koers bly nie. En ek sien dat meeste van die Christene wat ek ontmoet, is van koers af. En die woord bepaal die koers. Vers 20 en vers 21 sê, but while he thought on these things, dis nou die man van Maria, wat nou vertel is dat Maria swanger is, but while he thought on these things, behold, the angel of the Lord appeared unto him in a dream, saying, Joseph, thou son of David, fear not to take unto thee Mary thy wife, for that which is conceived in her is of the Holy Ghost. Vers 21, and she shall bring forth a son, and thou shalt call his name Jesus, for he shall save his people from their sins. Waarom het Jesus gekom? Wat is die doelstelling van God die Vader? To call his name Jesus of Yeshua, because he has come into your life and he has come so that he can save his people from their sins.
from their sins. Not in their sins, from their sins. U en ek is gered om een rede, en dit is sodat Jesus Christus, wat na u toe gekom het, en wat die wêreld ingekom het, een rede, dit is sodat hy u kan red van sonde. Eerstens van die oordeel van sonde, wat die dood is, en tweedens van innerlike binnekragte van sonde, sonde wat jou van binne af beheer. Dis hoekom hy gekom het. Die disippels het dit vergeet. Die disippels het gedink, hy het gekom om hulle te red van die Romeinse leer, van die Romeinse onderdrukking, van hulle omstandighede, sodat hulle weer in beheer kan wees van hulle eie land en hulle eie volk en van hulle eie lewe. Jesus het nie gekom om die omstandighede te verander nie. Jesus het nie gekom om jy van buite af te bevry nie. Jesus het gekom, eerstens, God se doelwit, God se doelstelling is om jy te bevry en my te bevry van sonde. Sonde is 'n verskriklike ding. Dit kom so suurdeeg en dit kom en dit beïnvloed u karakter, u persoonlikheid, u en my optrede, ons sien, denke, ons alles. Die manier hoe ons na die kerk kyk, die manier hoe ons na mekaar kyk, die manier hoe ons na Jesus kyk, die manier hoe ons na die woord kyk, dit beïnvloed dit alles. Daarom het Jesus gekom. Hy het gekom, sy naam is Yeshua. Yeshua beteken the Savior, die redder. Hy het gekom om u en my te verlos van ons sonde. Van dit wat die probleem is in die huwelik, dit wat probleem is in die huis, dit wat 'n probleem is by die werk, dit wat 'n probleem is in die verhoudings, dit wat 'n probleem is in u, soos wat u na die wêreld en na die lewe en na alles kyk. Dit word als besmet met sonde. Sodat u en ek nie kyk daarna soos wat hy wil hê ons moet daarna kyk nie. Sonde. So, die eerste rede hoekom Jesus ver afgeraak het vir Petrus en vir die disippels, ons gaan nou verder studie daaroor doen, is omdat hulle vergeet het, eerstens, wie is Jesus? En tweedens het hulle vergeet wie hulle is. Ons vergeet wie is ons. Romeine 3 vers 23 sê, want almal het gesondig en het ontbreek hulle aan die heerlikheid van God. En verder, Romeine 3 vers 10 sê, daar is niemand regverdig nie, ja selfs nie een nie. En ons kom baie keer by 'n punt waar ons dink, ek dien die Here dan al so lank, en ek weet dit, en daarom is ek regverdig om hierdie uitspraak te maak, en hierdie houdingkie te hê. Maar u weet, daar's nie een regverdig nie, almal het gesondig, almal vir ons wat hier is, almal buite ons, almal wat al bestaan het gesondig. En verder leer die woord ons hierdie beginsel wat ek jare terug geleer het, en is wonderlik. Eerstens, ek is niks nie. In myself is ek niks, en die Here wil hê ek moet weet, in myself is ek niks nie. Ek kan niks doen nie, uit myself uit. Niks doen wat ewigheidswaarde het nie. Ek weet niks nie, ek weet regtig niks nie. Uit myself uit weet ek niks nie. Jy kan my nie eens vertel of jy oor 'n sekond van nou af gaan lewe nie. Ons weet niks nie. Die oomblik as jy dink jy begin iets weet, dis wanneer Jesus begin ver raak van jou af. Want jy weet niks. En verders, ons besit niks nie. Ons hier in Suid-Afrika ervaar dit nogal, dat jy dink jy het 'n kar gehad, en dan, as jy weer daar kom, het jy nie meer 'n kar nie. As jy hom besit het, was hy nog steeds by jou gewees. Jy en ek besit niks nie. Al wat jy regtig besit, is 'n keuse. Jou nefesh, die woord sê, die siel wat sondig sal sterwe. Dit praat van die nefesh. Jou keuse is vanmôre, terwyl jy na die boodskap luister. Dis al wat jy het. Dis al wat joune is. So, apart van hom, sonder hom, is ons niks nie, ons weet niks nie, ons kan niks doen nie, ons besit niks nie. Ons is sondaars, ons is gered uit genade uit. Dis wie jy is, dis wie ek en jy altyd sal wees.
Wie is Jesus? Hy het gekom om jou te red van sonde. Dit is wat die boodskap wat die engel van Maria kom gee. Die belangrikste boodskap. Die engel het nie gesê, ja, alright, goed, Jakobus, Josef, kom ek sê vir jou, daar's ander kleiner doelwitte ook nie. Hy het die doelwit gestel van die groot maatskappy, die groot koninkryk, van die koning uit die troonkamer het hy gesê, dis op die prioriteit. Enige ander ding wat jy daarbo sit vir prioriteit, is nie God se prioriteit nie. Onthou nou, hy het nie eers gekom om jou te verlos van jou omstandighede nie. En van die Romeinse ryk wat jou onderdruk nie. En van dit, en van dat, en van dit, en van dit. Hy het jou gekom om jou te red van sonde. Daar word ander dinge gepreek deesdae. Dis af van die doelwit af. Die oomblik as ons dit vergeet, dan begin dit ons verhouding met hom vertroebel en versuur en beskadig. Dan begin ons ver van hom afraak. Want ons doelwit en sy doelwit kom nie ooreen nie. Dan voel ons nie meer sy teenwoordigheid nie, ons voel nie sy salwing nie, ons voel nie sy nabyheid nie, en ons begin ons vinger in sy oog indruk. Terwyl hy sê, ek het my missie baie duidelik vir jou uitgespel. Baie duidelik. Wie verstaan nie daai missie nie? Die missie is duidelik uitgespel. Op 'n bonatuurlike manier. Oor en oor bevestig. As hy sy naam Jesus sê, dan sê ons dit weer. En dan bevestig ons dit. Beteken verlosser. Verlosser van wat? Verlosser van sonde. Mashiach, HaMashiach beteken gesalfde. Gesalfde vir wat? Hy is gesalf om jou te verlos van jou sonde. Dis waarom Paulus in 1 Korintiërs 2 vers 2 sê, for I determined not to know anything else among you, except Jesus Christ and Him crucified. Paulus gaan na die charismatiese kerk, waar daar gawes is, ja, en 'n groot gemors en 'n chaos is. Almal is in die gees, en almal is uit die gees, en almal is in die gees, en die gees. Die gees moet gedefinieer word. Daarom sê Paulus vir hulle, so ek stel nie belang aan al julle geestery en al julle goeders nie. Ek stel belang dat Jesus gekruisig is. Hy het gekom vir ons sonde. Hy sê, dis waaraan ek belang stel, en dis die fokuspunt. Dadelik bevestig Paulus wat sy doelstelling is. Sy doelstelling is dieselfde as die van God die Vader. En u en my doelstelling beter dieselfde begin word. Anders gaan Jesus ver van u af bly, die hele tyd. Die Afrikaanse vertaling, het ek hier neergeskryf, die 33 vertaling, het Paulus gesê, ek het my voorgeneem, om niks anders onder julle te weet nie, as Jesus Christus en hom as die gekruisigde. Omdat Petrus en Jakobus en Johannes onder andere, as ons hulle as vandag as voorbeelde mag vat van al die disippels, dit sluit al die disippels in, maar ek gaan hulle nou spesifiek noem, om ons studie vaartbelyn te maak. Omdat hulle doelstellings verskil het met God die Vader se, kon hulle op die ou einde nie vir die waarheid opstaan nie, hulle kon op die ou einde vir hom opgestaan het nie, hulle het gevou en gevlug en weggehardloop en weggehaal en weggekruip. Want hulle doelstelling het hulle nie gesinkroniseer met die doelstelling van die Vader nie. Nou daar is 'n aanloop tot hierdie, om te kom by hierdie punt, waar u en ek ander doelstellings as die doelstelling van die hoofkantoor, die troonkamer van God, wanneer ons daarvan begin verskil. Net soos met die disippels gebeur het met ons, daar's 'n aanloop. En onthou, Jesus het 3 jaar net saam met die disippels gewandel. Net 3 jaar. Nou kom ons kyk in hierdie kort 3 jaar, kortliks net na die aanloop, as ons net na Petrus en Jakobus en Johannes kyk. Kom ons gaan na Lukas hoofstuk 9 toe.
Lukas hoofstuk 9, vers 28 tot 36. Om tyd te wen, gaan ek dit nie nou deurlees nie, ek gaan so stappie vir stappie saam met u gaan. Lukas 9 vers 28 tot 36. Ek gaan dit saam met u deurlees en 'n paar opmerkings maak. Vers 28, and it came to pass about on 8 days after these sayings, he took Peter and John and James. Nou die hoofkarakters wat hoofkarakters later was in die Christenkerk, na die hemelvaart. Hoekom vat hy hulle? Sodat hulle kan gaan bid, sien jy dit? Daai woord bid, pray, is onder andere polal prayer, dit beteken eagle prayer. En ons weet die arend lewe van vlees. Okay. Jou vlees neerlê en jou vlees vanaand toe bring en so begin bid, dan begin die arend begin aktief in jou gebed intree. Vers 29, and as he prayed, Jesus het gebid, the fashion of his countenance was altered and his raiment was white and glistening. Wonderlik, charismaties, dis wat almal wil sien. Almal wil sien die klere blink. En 'n bonatuurlike ding sien, maar weet jy dat dit nie daaroor gegaan nie. Die Here het hier vir die 3 disippels, hy wil vir hulle 'n spesiale ervaring gee, dat hulle sekere dinge moet hoor, ter voorbereiding van die volgende ervaring wat vir hulle voorlê, sodat hulle daarvoor voorberei kan wees, sodat hulle weer voorberei kan wees vir die kruisiging. En so gee die Here vir u en my sekere ervarings. En hy wil ons sekere dinge tot ons ore bring, om ons voor te berei vir dit wat voor lê. En baie keer mis ons hierdie, dan begin ons strompel in die volgende ding in, en ons strompel in die volgende ding in, en op die ou einde, as ons weer kyk, dan is Jesus ver van ons af. Kom ons kyk hierso. Goed, so hier gebeur 'n wonderlike charismatiese ding. Die kerk is opgewonde. Okay. Vers 30. And behold, they talked with him 2 men, which were Moses and Elias. Elia, né? Who appeared in glory and spake of his decease, which he should accomplish at Jerusalem. Hoekom? Omdat Jesus nie weet nie, is hulle besig om 'n inligting sê vir Jesus te gee? Dat hy nie weet wat gaan gebeur nie? Nee, glad nie. Die inligting sê sy gaan oor Johannes, Petrus en Jakobus. En op 'n bonatuurlike manier stuur die Here vir Moses en vir Elia om vir daai 3 disippels om vir hulle 'n lesing te gee wat direk uit die hemel uitkom, sodat hulle kan voorberei wees om te weet van die kruisiging wat voor lê. Maar ons weet, u weet en ek weet, as ons hulle volg en ons hou aan en ons lees aan, sien ons hoe hulle dit gemis het. Die hele tyd as hy sê, jy gaan gekruisig word, sê hulle, nee, jy gaan nie gekruisig word nie, jy gaan dit glad nie gebeur nie, dit gaan glad nie met jou gebeur nie, Maar hy 2 predikers uit die hemel uit laat kom, om met hulle te praat. Hulle het vir hulle woord gegee, maar hoor hulle die woord? Kom ons luister of hulle die woord hoor, want as 'n probleem, u sien. Vers 32, but Peter and they that were with him were heavy with sleep. And when they were awake, they saw his glory and the 2 men that stood with him. They were asleep. Hulle het geslaap. Hulle het geslaap toe Moses en Elia vir hulle preek en vir hulle sê dat Jesus gekruisig moet word, hoekom hy gekruisig word, wat die woord sê, wat die Vader sê, hulle slaap, hulle hoor dit nie. Daai woord slaap wil ek net vir u sê, daai woord slaap is hierso, they were heavy with sleep. Nou as jy gaan kyk van wat is die woorde wat gebruik word, beteken dit, hulle was letterlik en geestelik aan die slaap. Dis die woord is, they were in a spiritual torpor, T-O-R-P-O-R. Ek het nie eens geweet dat bestaan so woord in Engels nie.
T-O-R-P-O-R. Hoe spreek ons dit uit, Guy? OK. T-O-R-P-O-R. OK. They were in a spiritual torpor. En ek gaan kyk toe in die woordeboek, wat beteken torpor? Dit beteken in Afrikaans, hulle was in 'n geestelike styfheid. Hulle was geestelik in 'n geestelike traagheid. Hulle was in 'n geestelike ongevoeligheid. Hulle was in 'n geesverdowing, dis die woord geesverdowing. So ja, hulle was fisies daar gewees, soos wat u vanmôre fisies is, en die boodskap word gebring. En Moses en Elia, ek wonder hoe sou jy opgetree het as Moses en Elia volgens hier Elisa hier was. Elia hier was. Hoeveel sou regtig gehoor het? Die Here voer 2 predikers van die hemel af in. En die disippels, die drie ouetjies, hoor nie. Hulle sien maar hulle sien nie, hulle hoor maar hulle hoor nie. Want hulle is geestelik aan die slaap. And they say, when they were awake, they saw his glory and the 2 men that stood with him. And it came to pass, as they departed from him, Peter said unto Jesus, Master, it is good for us to be here, and let us make 3 tabernacles, one for thee, one for Moses, one for Elias, and not knowing what he said. Not knowing what he said. En wat is die reaksie? While he thus spake, there came a cloud and overshadowed them, and they feared as they entered into the cloud. Hoekom het hulle gevrees? Die Vader het gesê, my magtig, ek het vir jou gesê, ek het vir julle gesê, julle disippels, wat is my doelwit? My doelwit is dat my seun gekom het om die wêreld en julle te verlos van julle sonde. Nou hak julle ouens vas by hierdie ding van Moses en Elia en Jesus. Hulle sit hulle op dieselfde platform. Elkeen gaan 'n klein tabernakeltjie kry, elkeen gaan 'n tent kry en ons sit hulle sommer gelykstaande teenoor mekaar. Hoekom doen hulle dit? Want hulle het vergeet wie is Jesus? Yeshua, in plaas om te sê, Here Jesus, Yeshua, ons wil u daar bo sit, en Moses en Elia is sondaars net soos ons. Vergeet hulle wie is Moses en Elia. En wie is hulle? En hulle stel hulle sommer dadelik gelyk. Wat gebeur? Die woord sê vrees kom oor hulle, want in Hebreëus kom dit duidelik uit dat die roede, the wrath of God, die roede van God het oor hulle gekom. Die roede het gesê, my magtig, ek voer 2 predikers van die hemel af in vir julle, en julle hoor nie wat ek vir julle sê nie. Ek berei julle voor vir die doelwit. My doelstelling vir my seun is, hy het gekom om te sterf, hy het gekom om sy bloed te gee, hy het gekom om julle te verlos van sonde, en wragtig, julle is besig met ander tjol. Ons is besig met baie ander tjol, baie keer. Dan wonder ons, hoekom is Jesus ver af daarso? Baie keer maak ons 'n situasie af, sommer as gewoon, of toevallig, of wat ook al. Terwyl die Here in daardie situasie met jou en my praat, omdat ons in die gees nie wandel nie, hoor ons nie wat sê die Here nie. Ons sien hierdie ander goedjies net gebeur, en ons mis dit. En die Here daarin 'n inhoud gehad, in daai omstandighede vir jou, 'n boodskap gehad, hy het 'n inhoud daar gehad, wat hy met jou wil deel, want hy weet wat voor lê, sodat jy voorberei kan word vir vorentoe, sodat jy op jou in 'n voorkant berei kan word vir die kruis. Want die Here vat u en my na die kruis toe, gereeld. En ons kom meeste van die tyd by die kruis onvoorbereid, want jy moet sterf. Jy moet dan skop en steek vas, en hou vas aan alles wat jy kan moontlik vashou, maar jy en ek wil nie kruis toe nie. Want ons het hom gemis in die kere toe ons voorberei het. Of het nou was predikers uit die hemel uit, en of hy maar gewone predikers gebruik het, en of hy die woord gebruik het, en of hy wie gebruik het, jy en ek, wandel in die gees, sodat ons sy stem kan hoor soos ons moet nie. Ek hoor al die amens. Hulle vergeet wragtig, Moses en Elia is ook sondaars. Sondaars. Hulle is sondaars.
maar hulle stel hulle dadelik gelyk met Jesus. Dis wat ek op 'n stadium gesê het, as jy 'n prediker, maak nie saak of hy Moses of Elia is, of wat sy naam is nie, as jy hom begin gelykstel met God, gaan daar 'n verskriklike ding gebeur. Die roede van die Vader gaan afkom. Want hy is daarmee nie tevrede nie. Kom ons gaan na Matteus 26. So hierdie voorval het gebeur voor die Matteus 26 voorval. Ek kan nou nie gaan tel nie, miskien 'n jaar of wat, of 'n paar maande voor hierdie volgende groot voorval wat ons nou na gaan kyk. Weereens ons konsentreer op Jakobus, op Johannes en op Petrus, disippels van die Here Jesus. Ons sien met die voorval wat ons nou net oor gepraat het, sien ons nie dat Petrus, Johannes of Jakobus tot hulle sinne kom en op hulle knieë val daar op die berg van verheerliking en vir die Here Jesus sê, Here, asseblief, ons voel die roede van die Vader, want die woord sê daar dat die Vader het toe gekom en sy wolk oor Jesus gesit en vir Moses en Elia weggevat sodat hulle op die ouene net vir Jesus kon sien. Want dis wat die Vader wou gehad het, dat hulle net vir Jesus sien. En dat hulle kan hoor van die kruisiging wat voor lê. Sodat hulle kan hoor dat hierdie kruisiging en hierdie hele storie kom van die Vader af. Dis nie die Romeine wat in beheer is nie. En dit is nie op die ouene die volk wat Jesus verraai het nie. Die Vader het 'n lam gestuur. En hy self is die lam. En u en ek raak verward. En ons sien daar dat die disciples het nie op hulle knieë geval toe dit alles gebeur het en hulle gesien het waar hulle hom gemis het en gesê het, Here Jesus, ons is so jammer, ons het heeltemal die ding nou gemis. Ons het nou die ding heeltemal gemis. U is nie soos Moses en Elia nie. Ons kan nie in dieselfde tabernakel sit, op dieselfde vlak nie. Ons is jammer, ons het van u wat die skepper is, en in Hebreëus kan ek vir u wys, in die begin was die woord, Yeshua, en Genesis 1 vers 1 sê in die begin God. As jy het gaan bestudeer in die Hebreëse taal, sien jy daar praat hy ook van Yeshua. Dis om Johannes kon gesê het, Yeshua HaMashiach, was van die begin af, reg deur die Ou Testament, nou is hy die lam. Maar nee, hulle val nie op hulle knieë nie. Hulle is geestelik in die slaap. Hulle klik nog nie waaroor dit gaan nie. Hulle mis nog als. Hulle praat kerkgoed, ja, hulle praat oor kerkgoed. Dit is verseker. Hulle praat oor kerkgoed. Johannes 26. Kom ons begin by vers 30. Ag nee, Johannes, ekskuus, Matteus 26. Vers 30. And when they had sung, so ons sien hier so die laaste maal wat Jesus met die disippels het, bevestig hy met hulle die beried. Die beried is dieselfde verbond wat hy met Noag, met Abraham gehad het, hy bevestig dit. Hy het hier gekom om met sy eie bloed die beried te bevestig. Dit het gebeur, en ons lees in vers 30 sien ons, and when they had sung a hymn, they went out into the Mount of Olives. Party Christene, het lyk my die idee dat jy, as jy 'n hymn sing, that sing 'n hymn, wanneer jy 'n hymn, 'n gesang, in Afrikaans is die woord gesang, in Hebreëus is daai woord holal. Dit beteken celebrate that he was fulfilling the Father's will. Dan is dit nie geestelik nie. As jy en ek in gewone taal fokus op dit wat daar op die skerm verskyn en is skriftuurlik, en ons fokus daarop en ons sing, is 'n deel van die voorbereiding. Want hier kom ons nou hier in die gees hier aan.
Hoekom druk jy die vinger in my oog en sê vir my, dat u wil eers in die gees kom? Moenie my beskuldig nie. Kom hier aan in die gees. So hy sê, so when they had sung a hymn, they went out into the Mount of Olives. Then said Jesus unto them, all ye shall be offended. Luister, wat sê die woord? Hy praat met u en my as disippels. Hy sê, onthou nou, jy en ek is op pad kruis toe. All ye shall be offended because of me this night. For it is written, I will smite the shepherd, and the sheep of the flock shall be scattered abroad. For after I am risen again, I will go before you into Galilee. Hoor wat sê hy alles vir hulle? Hulle hoor nie, ons gaan sien, hulle hoor nie. Peter answered and said unto him, though all men shall be offended because of thee, yet will I never be offended. En dit sê ons so graag vir mekaar, ek sal nie geafronteer word deur die naam van Jesus nie. En as dit daarby kom, dan is ons geafronteer. Baie keer. Nie altyd nie, maar baie keer. Ons gaan sien hoekom. Jesus said unto him, verily I say unto thee, that this night, before the cock crow, thou shalt deny me thrice. Peter said unto him, though I should die with thee, yet will I not deny thee. Likewise also said all the disciples. You sien, al die disciples sê ook, ons sal jou nooit verloon nie. Dis nie ons intensie om jou te verloon nie. Ons sit almal hier, as ek vir u vra, is dit u intensie om die Here te verloon? Nee. Is dit u intensie om die Here te verloon? Nee. Is dit jou intensie om die Here te verloon? Nee, glad nie. Nou kom ons kyk wat gebeur. Hier sê Petrus en die disippels vir die lewende woord. Hy quoteer vir hulle die geskrewe woord, ons gaan nou daarna kyk. Hy wat die lewende woord is, quoteer die geskrewe woord vir hulle, en nie teenstaande dit sê hulle, hoor hierso, die geskrewe woord sal nie tot stand kom nie, en jy wat die lewende woord is, wat sê dit sal so gebeur, dit gaan ook nie so gebeur nie. Ons weerspreek jou woord. Ons disipeltjies. Jakobus, Johannes, en Petrus, en die res van ons sê, die geskrewe woord en die gesproke woord, is nie waar vir ons nie. Ons gaan vir jou wys hoe betroubaar ons is. Kom ons gaan kyk daar. Dis daar in Sagaria. Net die kyk skies, waar het ek dit nou neergeskrywe? Sagaria 13, ja, dis reg. Hou jy plek daar? Kom ons gaan na Sagaria toe. Vers 7. Hier profeteer Sagaria. Dis 487 jaar voor Christus. So byna 500 jaar voordat die lewende woord met die disippels praat. En die woord, hy gesê het wat die uitkoms van die gesprek gaan wees. Hy sê, awake, O sword, against my shepherd, and against the man that is my fellow, say the Lord of hosts. Smite the shepherd, and the sheep shall be scattered, and I will turn mine hand upon the little ones. Sagaria 13, vers 7. En dit is wat Jesus quoteer vir hulle, hy quoteer vir hulle die lewende woord. Toe Petrus en die disciples, toe hulle hoor, toe hy die lewende woord, toe hy die woord, die geskrewe woord, quoteer vir hulle, toe val hulle nie op hulle aangesigte en sê, Here, ons woord, wat sê jy, wat sê die geskrewe woord van ons, wat ons gaan doen nie? Help ons asseblief, werk aan ons asseblief, dat ons dit nie sal doen nie. Nee. Wat is die geskrewe woord? Wat is die gepreekte woord?
Wat se waarde gee die disippels daaraan? Hulle weerspreek dit, hulle sê nee, dit gaan nie gebeur nie. Met ons, nooit. Ons gaan dit nooit doen nie. Ons sal jou nooit verraai nie. Maar wanneer gebeur hierdie goed? Hy sê at night. Jy sal sien daar in vers 31 sê hy, all ye shall be offended because of me this night. Nou daai woord night, kan ek vir u gerus hier neerskryf. Daai woord night is hierdie woord in Hebreëus. Daai woord night. Ja, dit kan praat van 'n fisiese nag, maar dit praat definitief in dieselfde woord, praat van, dit beteken to turn away from the light. Ons sê tog in Afrikaans, as ek vra, hoe gaan dit met jou? Nee, dit gaan goed, dankie, maar hoe gaan met jou? Nee, dit gaan nie baie goed nie, jong, dis nag in my lewe. Dis nag. Dit beteken nie die son het nie opgekom nie, die son het opgekom. Die son van geregtigheid het opgekom. Maar wat wel gebeur het is, hulle, die disippels en ons draai baie keer ons rug op die bron van die lig. En dan omdat ons rug op die bron van die lig draai, is dit noodwendig nag. En dis wat die Here sê. Hy sê, julle sal my offend. Julle sal my, wat is die woord offend? Te nakom. Nee. Julle kom ek gebruik maar die woord, ek sal nou op die woord kom. Julle sal my offend wanneer dit nag is. Wanneer jy rug op die lig draai, op die lig draai, die bron van die lig, dan sal julle my offend. Okay. Nou wat is offend? Wat is die woord wat hy daar gebruik? As hy sê, and all ye shall be offended because of me this night. Wat is daai woord offend? Daai woord offend beteken scandalized. You will be tripped up. Why will they be scandalized? Because of me. Mense sal skinder oor jou. Mense sal al iets sê oor jou. Hoekom? Omdat Christus in jou lewe is. Dit gaan nie oor jou nie. Jy is toe nie so baie belangrik as wat jy gedink het nie. Dit gaan nie oor jou nie. Dit gaan oor die naam Christus Jesus binne in jou. Dus wat geskandaliseer word. Trip up. So maklik struikel ons. Hoekom? Omdat ons Jesus wil dien. Omdat ons Jesus wil volg. Dit beteken stumble. Dit beteken displeasure. Dit beteken 'n crook in the road. Nee, crook, 'n bend. 'n draai in die pad. Baie keer is daar 'n draai in u pad, in u lewenspad. Hoekom? Omdat u Christus dien. Dit beteken nie jy moet nou jouself verongeluk omdat daar 'n draai in die pad is nie. Jy moet die draai deurgaan. Maar jy kan dit alleenlik deurgaan as jy en ek naby Christus is. As hy nie daar ver is nie. Nou hoekom? Why were they offended? Hoekom word Christene geafronteer? Dis reg die woord. Hoekom word Christene vandag geafronteer? Want hulle dink en hulle gaan te kere asof Christus gekom het om hulle omstandighede te verander, om hulle ryk te maak, om hulle voorspoedig te maak in materiële sin. Dan het gedink dis waaroor dit gaan. Nou begin God en nou begin Christus begin hulle afronteer want hulle struikel daaroor. Want dis nie wat gebeur nie. Hulle struikel daaroor. Hoekom? Eerstens omdat hulle doktrine nie God se doktrine is. Hulle doktrine is versteur van wie Christus is. Hulle vergeet wie is Jesus Christus. Tweedens is hulle doktrine versteur, hulle vergeet wie hulle is. Hulle is sondaars en ons is sondaars gered uit genade.
Met ander woorde, hulle doktrine oor waarom hy gekom het, is nie korrek nie. Hulle doktrine waarom hy gekom het, het hy vir ons duidelik gesê, hy het gekom to save his people from their sins. Not from the Romans, not from their circumstances, not from poverty, not from weaknesses, but first and foremostly, from their sins. Dit moet die fokuspunt wees. As dit nie jou en my fokuspunt is nie, dan he will offend you in the night time. You will be offended because of Christ. In the night time. As ons vergeet wie hy is en wie ons is. Nou sien ons, hy gee hier 3 opdragte. Want jy sien, die lewe gaan aan, die lewe stop nie. U en ek gaan aan. Die bal gaan vorentoe, die wiel rol vorentoe. Die wiel stop nie om te kyk, gaan jy anders te besluit, gaan jy dalk tot jou sinne kom, gaan jy dalk nugter word. Nee, die wiel gaan uit aan, want dit, jou besluit hier, gaan jou reaksie daar bepaal. U bepaal dit. As gevolg van die besluit hier, diskant. Ok, hier sien ons dan, ek gaan vir julle lees vers 36 tot 41. Hy gee vir hulle 3 opdragte. Hy gee vir u en my 3 opdragte. Hoe, waarom? Onthou nou, hulle gaan vir Christus arresteer en hulle gaan hom vermoor op die kruis. Jesus sê, as jy my wil volg, neem jou kruis op en volg my. Met ander woorde, jy is op pad Golgotha toe. En ek, die kruisdood, sal die geskiedskrywers vir jou sê, is een van die gruwsaamste dode. Om te sterf in die vlees, is nie maklik nie, soos jy weet. Maar hy het sekere voorbereidings, wat hy wil tref vir u, sodat u en ek kan sterf in die ou mens. Sodat hy dit kan doen in ons lewens. Vers 36 tot 41. Then cometh Jesus with them unto a place called Gethsemane, and saith unto the disciples, sit here while I go and pray yonder. Onthou nou, kyk uit vir die opdragte wat hy gee. And he took with him Peter and the 2 sons of Zebedee, dis Johannes en Jacobus, and began to be sorrowful and very heavy. Then saith he unto them, my soul is exceeding sorrowful, even unto death. Tarry ye here and watch with me. And he went a little farther and fell on his face and prayed, saying, O my Father, if it be possible, let this cup pass from me. Nevertheless, not as I will, but as thou wilt. Hebreëse kommentaar sê, wat hy daar sê, in daai versie, daar sê hy, Vader, ek gaan bid, sodat ek nie sal sterf hier nie, want die Vader se wil is, dat ek moet kruis toe gaan. Maar bid dat ek nie hier sterf nie, want dit voel vir my, ek gaan hier sterf. Dan is my doelstelling, en my doelwit, wat die Vader vir my gestel het, dat ek moet sterf, en my geslag moet word, vir die verlossing van sonde, dan is dit, tot niet, hier in die tuin. Okay. Vers 40, and he cometh unto the disciples, and findeth them asleep. He said unto Peter, what could ye not watch with me 1 hour? Watch and pray, that ye enter not into temptation. The spirit indeed is willing, but the flesh is weak. So die eerste opdrag wat ek sien, wat hy daar vir hulle gee, is hy sê vir hulle, tarry. Nou in die ou Afrikaanse Bybel 33 vertaling sê vir hulle, bly hier, tarry. Nou kom ek sê eers vir u so.
Getsemane. Wat 'n plek in u geestelike wandel is Getsemane? Want onthou u volg in sy voetspore, hy gaan vir u na vele Getsemanes toe vat. Wat is u plek van Getsemane? Kom ek spel hom vir u in Hebreëus. Getsemane. 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 Getsemane of Getsemane, hoe mense dit ook al uitspreek, beteken the oil press. En as jy mooi dink aan die wyse maagde en die dwaase maagde, sal jy goed onthou dat die wyse maagde wat gereed was in die wegraping vir die wegraping. En weer eens die kerkwêreld wonder waaroor gaan dit. Dit kan tog nie die wegraping wees dat party agterbly nie. Gaan kyk na die woord, dit is wel so. As jy doktrine daarbey inpas nie, begin dit inpas by die woord van God. Die wyse maagde het olie in hulle lampe gehad. Waar kry ons olie in ons lampe? By die Getsemanes. Waaroor gaan die Getsemanes? Here, nie my wil nie, jou wil. Waaroor gaan die Getsemanes? So ons gaan kyk wat Jesus gesê het daar vir die Vader, sê Vader, ek en jy weet wat die plan was. Die plan was dat ek kom en sterf vir die wêreld. Stort my bloed vir die wêreld, dis die plan. Maar Vader, ek gee nie om nie, ek is nie gebore, ek is nie gekoppel en getroud met die plan nie. Al weet ek, dit is die perfekte plan. Ek is nie getroud met die plan nie, ek is met u getroud. U is my Vader. As u intussen anders besluit het, dan onderwerp ek my daaraan. Nie my wil nie, maar jou wil. Maar ek weet mos, as u in die kerk vandag 'n profesie gekry het, of 'n belofte van iemand gekry het, of die Here het vir hulle iets gesê, wragtig hou hulle daaraan vas. Hulle verloor hulle verhouding met die Here, want hulle hou vas, want hulle smeer daai ding voor sy neus die hele tyd. In plaas van om in ons Getsemanes in te gaan en sê, Here, ek dink ek het geweet waarheen ek op pad is, ek het gedink ek weet wat die plan is, maar Here, ek is nie getroud met die plan, of getroud met die profesie nie, ek is met u getroud, ek wil u volg, ek wil u dien. Die plan is toe nie after all waaroor dit als gaan nie. Lees die Bybel, van hoek tot kant, eintlik gaan dit oor God. Alles, die lewe, alles gaan op die ouene oor God. Jou stand en jou verhouding tot hom. Volgens sy voorwaardes. En sy voorwaardes is deur Yeshua. Deur die lam wat geslag is vir die wêreld. Die lam wat geslag is vir jou en my. Nie op 'n ander manier nie. Nie deur jou plan, deur jou profesie en deur die beloftes wat jy gekry het, soontoe nie. So by ons Getsemanes. En jy weet hoe word olie uit olyfpitte uitgepers. Word uitgepers. Klein mikrodruppeltjies uit daai droë put word uitgepers in 'n pers. En dit is hoe die oorgawes in u en my lewe uitgepers word baie keer waar ons in omstandighede kom waar ons sê, Here, ek weet nou nie meer nie, maar ek gee myself oor aan u, my oë is op u, ek wil u net nie mis nie. Dis die Getsemane waarby Petrus, Jakobus en Johannes is. Dis die Getsemane wat die Here van hulle verwag het om hulle oorgawes te maak. Hulle oorgawes te maak en te sê, Vader, ons het gedink dat Yeshua, die seun wat jy gestuur het, is hier om ons te verlos van ons omstandighede en van die Romeine en van ons armoede en van ons swaar kry. Dis wat ons gedink het, maar ons is baie jammer, ons gee nie om nie, nie jou wil nie, nie ons wil nie, maar jou wil, Here. Lyk my nie, jy gaan my verlos van hierdie omstandighede nie, maar nie jou wil nie, my wil nie, jou wil, Here.
Of u en ek kan maak soos die disippels. Hulle het dit nie gedoen nie. Hulle het dit nie gebid nie. En jy sal sien aan die einde van hierdie hoofstuk, weet jy waar was Jesus? Ver. Hulle het hier gesluip en weggekruip. Jesus was daar, ver van hulle af. Hoe tree u op in die Getsemane? Wat bid u? Sê vir my. Dan kan ek vir u sê wat die uiteinde gaan wees. Ek kan vir u sê, Jesus gaan ver wees van jou. Daai woord tarry, om hier te bly, soos die 33 vertaling sê, die Hebreëse woord wat daar gebruik word, beteken awake. Hy sê eintlik vir die disippeltjies, word wakker oukies, hier is ons, dis nou. Dis die woord Yoshab. Yoshab beteken, meditate and dwell on the truth. What is the truth? That the Father is in perfect control. So met sy woord dan die disciples sê vir hulle, hoor hierso, die Vader is in perfekte beheer. Mediteer daarop, terwyl ek gaan bid. Dink daaraan. Dis wat tarry beteken. Dink daaraan. Ja, jou omstandighede lyk heeltemal buite beheer. Al die varkies is uit die kraal uit. Alles is die mekaar. Dis so. Mag so wees. Maar dink daaraan. Begin daarop mediteer. God is nie verward nie. Hy is in beheer. Hy wil hê, jy moet voorberei wees vir die kruis. Dis ook die woord sho'ar. Dit beteken remain. En as ek reg onthou, toe ons die wegraping behandel het, het Paulus gesê, weet julle wat 'n Christene gaan in die wegraping wees? Those that are alive and remain. Weereens kontradikseer dit die doktrines van die mense, van die Christene. Moenie iets soek wat jou oorstreel nie, soek die woord. Those that are alive and remain will be in the rapture. En hier sê hy vir hulle, remain, sho'ar, dit beteken, overcome with the blood. Have a new experience with him now. Dis hoe ons tarry. Nou sê hy vir hulle, my broers, Jakobus, Petrus en Johannes, ek wil hê julle moet nou 'n vars verhouding en 'n vars ervaring met Christus, met sy Vader en nou. Moenie nou slaap nie, dis nou die tyd vir jou. Tarry. Die volgende ding wat ek sien daarso, wat hy van praat in vers 38, sê hy watch. In Afrikaans is dit die woord waak, 33 vertaling. Waak. So jy moet nie net tarry nie. Jy moet ook nog waak. Daai woord waak is in die Hebreëus kom. En room. K-O-O-M. R-O-O-M. Dit beteken, hy sê vir hulle, watch. Hoe waak u en ek? Ons kan nie op 'n ander manier waak, behalwe as om die self te kruisig nie. Dis wat die woord kom beteken. Room beteken crucify self. As self opstaan terwyl jy wag, lê hom neer voor die kruis. Lê hom neer voor die voete van Jesus. Die woord kom, sê hy, dan sal Christus opstaan. Die Vader se wil sal opstaan in jou. En is die woord shomar. Wanneer hy sê waak. Shomar beteken, soos jy self weet al, beteken protect, defend, preserve the truth. Hier binne in jou. Want die waarheid hier binne in jou word aangeval op verskeie maniere, die omstandighede, deur jou baas, deur jou familie, deur vreemdelinge en meestal deur die Christene om jou. Word die waarheid aangeval hier binne in jou. Die waarheid is wat? Dat die Vader in beheer is, dat God in beheer is. Word aangeval. Die hordes, die demone is daarop uit om daai beginsel en daai waarheid te minimaliseer en te vervlou in jou lewe. En daarom sê hy watch, waak,
Shomar. Protect, preserve, defend the truth. Cherish the truth. Embrace the truth. Gryp die waarheid aan. Die waarheid is wat? Emet. Wat is Emet? Alef. Wat is Alef? God. Wat is God? Totaal in beheer. In die hele skepping, die fisiese en die geestelike. Wat beteken hierdie woord? Wat verder? Dit beteken to be on the lookout for danger and opportunity that the enemy would like to take. Hy sê dit vir die disippels. In die woorde wat hy met hulle praat, sê hy vir hulle, julle moet waaksaam wees. Daar's 'n vyand wat julle wil oorneem. Wees waaksaam. Kyk uit, daar's gevaar. Disippels, omvou die waarheid wat ek julle geleer het. Omvou dit. Ek het vir julle hoeveel keer gesê, God die Vader is in beheer. Ek het gekom om te sterf aan die kruis. Ek het nie gekom om julle te verlos van julle omstandighede nie. Dis nie waarvoor ek gekom het nie. Ek het nie gekom vir die Romeinse soldate nie. Ek het nie gekom vir jou armoede nie. Ek het nie daarvoor gekom nie. Waak daaroor, oor die waarheid. Die derde ding wat hy vir hulle sê, daar in vers 41 sê hy vir hulle, bid. Polal. Eagle praying, quivering lips. So hy het vir hulle gesê, tarry, watch and pray. Waar? In jou Getsemane. Jou oil press. Hoekom? Hy wil hê jou lamp moet vol olie wees. Want is besig om nag te word. En weet jy waar kom die nag eerste? In die kerk. Die nag kom nie na deur die politiek nie. Die nag is binne in die kerk. Loop die manne met die lang swart jasse. Met die puntdoeke oop hulle koppe. Ek het hulle gesien al. Loop hulle binne in die kerk. Op en af. So wat moet ek in my Getsemane doen? In my Getsemane must I tarry, watch and pray. Then will I not be offended because of him. Nee, then I will not be offended because of him. Soos wat hy daar gesê het in vers 31. I will not be offended because of the cross. I will not be offended because of Jesus. I will not be offended because of his blood. I will not be offended because of forgiveness through the blood. I will not be offended of his way. I will not be offended for my salvation. Want die sielkunde en al die tipe kundes en onkundes en ideologieë wat na ons vandag toe aangestorm kom, wil elke keer vir u sê, vergifnis deur die bloed van Jesus, dis onbelaglik. Ek was 10 jaar in die beradingswêreld. Dit was my beroep gewees. Ek het in die gevangenisdiens gewerk met blanke gevangenes, jeugmisdadigers en later moordenaars en lewenslange mense. 2 verskillende tronke. Ek het vir 10 jaar gewerk by 'n rehabilitasiesentrum. Ek kan vir jou sê, daar's geen tegniek in enige sielkunde soos die bloed van Christus Jesus nie. Soos die naam Jesus Christus, wanneer hy in iemand se lewe inkom, en hy iemand hom aanneem, het ek voor my oë gesien. Hoe verskeie mense, ek ken hulle name, wat lewenslang gekry het, so verander het, dat die staatspresident daai tyd toestemming gegee het vir hulle vrylating. Een van hulle name is Johnny Peel. Man wat ek geken het. Mense doodgemaak. Hy by my staan en sê vir my, meneer, hierdie drade hou my neer. Jesus het my gered. Later is hom toestemming gegee om op die perde te ry.
om aan die beeste te werk. Vrye toegang. Geen tegniek nie. Geen foefie nie. Behalwe die persoon van Jesus Christus. En omdat hulle nie geterry het nie, omdat hulle nie gewatch het nie, omdat hulle nie gebid het nie, daarom sê die woord, daarom sien ons, het hulle geslaap. Hulle was vaak. Hulle het geslaap. Vers 45 lees ons, hulle het geslaap toe Jesus bykom. In vers 40 sien ons, they were asleep, toe Jesus by hulle gekom het. In vers 43 sien ons, het hulle they were asleep. As die Here by jou kom, wat vind hy jou? Aan die slaap, aan die snork. Daai woord slaap is 'n ander woord. Ek het nie geweet hierdie woord bestaan nie. Ek het gaan kyk na die Grieks. Die Grieks beteken wrongdoer, beteken evildoer. So hulle was nie besig met niks nie. They were busy doing the wrong thing. They were wrongdoers. They were evildoers. Dis wat hy woord slaap beteken. So wie is die wrongdoers en die evildoers binne die kerk? Is nie die wat letterlik slaap nie. Dis die wat rondloop. And they do wrong. In the body of Christ. They do wrong. They do evil things. Hulle praat, tja. Hulle is kinder, hulle weet beter altyd. Weet altyd beter, loop ons kinder rond. Nooit tevrede nie. Weet jy hoekom? Want hulle slaap. As jy slaap, dan praat jy so. As jy nie slaap nie, is dit nie die fellowship wat jy soek binne die kerk en binne die liggaam van Christus nie. Nog mense met wie jy kan praat, waaroor jy nie tevrede is nie. Want jy doen jouself voor as jy die geestelike reus en jy weet beter van hoe die dinge gedoen moet word. En in Hebreëus beteken daai selfe woord, beteken fruit as plucked. En dit sê verder, the person had fruit, but has none now. Have wrong, evil, or bad, or harmful fruit. Met ander woorde, dis 'n Christen, dis 'n disipel. Maar omdat hy slaap in die midde en in die geleedere van die Christene, soos ons hier en ander mense in die liggaam van Christus, hulle slaap. Hoe weet ons hulle slaap? Hulle loop rond. They are evildoers, they are wrongdoers. Hoekom doen hulle dit? Want hulle dra nie meer die vrug van bekering nie. En ander mense het nogal van die vrug geëet in hulle lewens. Ek kan nou saam met jy in die kar klim en jy na 'n klomp Christene toe vat. Wat gewet, omdat hulle geslaap het. Wat ander mense vrug gegee het, ander mense het van die vrug van Christus in hulle lewens geëet. Maar hulle het nou nie meer vrug nie. And they have wrong, evil, bad or harmful fruit. Nou sien ons 55. In that same hour said Jesus to the multitudes, are you coming out as against a thief with swords and staves for to take me? I sat daily with you teaching in the temple, and he laid no hold on me. But all this was done, that the scriptures of the prophets might be fulfilled. Then all, jy weet wat my wonderlik is, the scriptures of the prophets, sien ek voortdurend, die skrif bly die fokuspunt. As jy die fokuspunt die gees wil maak, dan gaan jy nie baie welkom voel hierso. Want die woord sê, ons moet hom aanbid in gees en in waarheid. Die woord waarheid verwys na gees en in waarheid. Gees word gedefinieer.
kalibreer hierdie woord. Paar mense het vir my al vertel van die Gees, want dit bly was op grond te sê, hoor, so die Gees wat jy van praat, is sekerlik nie die Heilige Gees. Ja, dis die Gees wat jy kry in die kerk. In algemeen. Maar die Heilige Gees is nie anders. Want die Heilige Gees en die Vader en die Seun is een. En hulle is die waarheid en net Alef. Kan nie skryf. Nie die Gees. Probeer anders te definieer. Vers 55. And in that same hour said Jesus to the multitude, are ye come out as against the thieves? Ek het dit gelees. 56. But all this was done, that the scriptures of the prophets might be fulfilled. Then all his disciples, then all of his disciples forsook him. Jy sien, hy het hulle voorberei, hy het hulle probeer voorberei. Hy het met hulle gepraat, hy het vir hulle lering gegee. Die lewende woord het self met hulle gepraat. En nie teenstaande dit, het hulle geslaap. Het hulle anders gekies. En toe hulle om kruis toe vat, wanneer hulle u in my kruis toe vat, sal ons nie voorbereid wees, as ons dit gedoen het. They forsook him, and they fled. And they that had laid hold on Jesus, led him away to Caiaphas, the high priest, where the scribes and the elders were ashamed. Vers 58, but Peter followed him afar off unto the high priest's palace. U sien, die hoofpriester het verwys gehad. Is dit 'n bewys van geestelike is? Wat? Peter followed him afar off, sê ons in vers 58. The disciples forsook and fled, vers 56. Why? Because they and we are offended because of him in the night. Hulle was geafronteer in die nag. Hoe sê mens oor Christus? Okay, hulle het vergeet wie hy is. Wie hy is. Van die straatspoor af het hulle vergeet. En jy weet as jy net verkeerd begin, eindig ons gewoon net verkeerd. Moenie vergeet wie jy is. Moenie vergeet wie jy is. Moenie vergeet wat sy missie is. Sy missie is. Dit is die missie wat ons gelees het in Mattheus 1 vers 1. Dit is die missie wat Johannes die Doper bevestig het. Hy het gesê, daar gaan die naam wat geslag is. Dit daaroor gaan, nie oor ander God is. Enige evangelie buite dit is nie die evangelie. Dit is die evangelie. Jesus het gekom, wil my te verlos. Kom so. Jesus. Ons kan baie dinge vir mekaar sê. En dit is maklik om te sê maar. Dit is maklik om jou eie situasie te verduidelik. En ons verwag baie keer van u om ons omstandighede te verander. Die Romeine wat ons pynig, dit vir ons moeilik maak.
Die Romeine wat baie keer vir ons sê, draai hierdie stok, vat hierdie ding en dra hom vir my. Dan slaat ons fokus daar vas. So baie keer vra die Romeine meer as 'n pond vleis. Dan hak ons daar vas. En so maklik vergeet ons wat die missie is. Om ons te kom en ons te verlos van ons sonde. Ons is so dankbaar. Vergewe ons. Dat so baie geleenthede wat hier vir ons bring, om ons voor te berei, vir wanneer die nag, ons vir die nag, kruis toe gesleep word. Dan wonder ons hoekom ons nie baie keer so verlaat en weghardloop. En waar ons baie keer weer ervaar as daar ver op die horison. Maar ons vergeet dit, wie U is, wie ek is en wat U missie is. Laat U naam en U woord geheilig word. Laat U koninkryk kom. En U het gesê U koninkryk is meat and drink. Righteousness, peace, and joy. Vra dit in Jesus.